Daleen is lekker, ek en jy gesels al vir jare. Ja. Lekker, ons doen nou 'n bietjie besigheid saam, wat ook lekker is, maar is nice om jou bietjie hierso te corner en 'n bietjie te gesels oor jou besigheid. So, vertel ons, wat is jou agtergrond, waar het jy groot geword, wat is die pad wat jy gestap het tot hier waar ons nou sit? Dankie Jock en dankie vir julle moeite en tyd. So, ja, ons is eintlik al 4-5 jaar terug, né? Ons het. Kom hier alweer uit, nee. Is belaglik. Nee, so ek het in Natal groot geword, plaaskind. En soos enige kind, jy weet in die hoërskool besluit wat jy moet gaan swat, waar. En aanvanklik as ek gedoen vir grafiese ontwerp wat baie bly is, baie dankbaar is. Ek het nie gekry nie. Ja. En Maar altyd kunstig, was jy kunstig? ja, liewe kuns, meer regtebrein, besluit en kommunikasie gelees. En ek onthou nog vir my familie was dit soos wat hel beteken dit wat ek nie eens swat. Wil jy nou maar eerder regte gaan swat nie want my pa verstaan dit. Ja. So kommunikasie en dit begin verstaan. Toe ek die eerste keer lees waar dit gaan, verstaan waar dit gaan en dit my opgewonde gemaak. Toe iets en gesê die regte ding om te doen. So kommunikasie gaan swat op die PUK. Baie lekker van die PUK. Hoe gaan jy van Natal af? Noordwes toe. Ja, want Natal het sy universiteite was meer Engels. Natuurlijk, nee. As jy 'n En bietjie daar in Durban, hè, dis waar die ja, meeste presies. So ja, ons vir my die Engels is van Afrikaans. En alhoewel wat jy nie besef nie, jy gaan swat op die PUK daai jare al. Ja, en ek het nou die dag besef hoeveel jaar terug dit is. Ja. Jy swat in afval alles in Engels. Jou boeke, jou handboeke is in Engels, so maak geen verskil nie. Kommunikasie geswat, toe neergedoen en toe begin werk. En ek was in 'n baie lekker vinnig opgewerk. Is een ding wat ek van myself geleer het is gou van verandering. Waar baie mense teen dit skop, is dit vir my lekker. Dis my uitdaging. Ek hou die hele tyd daarvan om nuwe goed te leer. So ja, so 'n bietjie onnodig persoonlik dalk, maar ek en my man het gesukkel om kinders te kry en ons het besluit op 'n stadium het iets oor ons pad gekom en toe kry ons hierdie 3 weke ou dogtertjie en sy is piepklein. En dit my hele lewe verander want ek was in korporatief besig gejaag 8 uur in die aand en ewe skielik kry ons hierdie seëning en ek sê soos wat's belangrik. Yes. Maar toe dog ek nou, jy weet, wat's belangrik en ek het sonder om te veel daaroor te dink my eie besigheid begin, Edge Communications. En So is dit julle kind wat dit veroorsaak het? ja, sy was my mindshift. Sy Sy was was die- my sy het vir my half ek dink die manier om dit dalk eerder te sê is jy was altyd in hierdie veilige posisie en ek was in 'n lekker groot goeie bestuursposisie. Dis veilig, goeie inkomste, goeie Golden handcuffs. secure, né? En ek dink ek sou dalk al lank al die besluit geneem met my eie besigheid te begin, maar die uitdaging was altyd van, "Jo, gaan jy dit maak finansiëel? Waar gaan jou eerste kliënte vandaan kom?" Al daai vrae, maak nie saak wat jou en dit my man, enigiets is moontlik. Hoekom dit was regtig net 'n shift. Hoekom is ons so bang vir die onbekende? Hoekom is ons regtig so bang? So dit het my laat besluit. So ek het Edge Communications begin en daai jare my eerste kliënte was 'n daghospitaal en skoonheid en so aan baie lekker. Hoe het jy daai, so kom ons staan, want daai dis die $1 million question. Hoe wen jy daai eerste kliënt? En is weer, ek onthou, toe ek my eerste besigheid in Londen was, skoonmaak. Nou moet ek 'n kontrak gaan nail en ek weet niks van skoonmaak af nie. Dis 'n belangrike vraag, want regtig dis was my grootste uitdaging. En as jy die eerste een het, hoe kry jy die tweede een? Want dit bly moeilik. En ek kan vandag met al die kennis en ervaring en al die ek dink vandag is dit makliker met al die ads, Google Ads, social ads, want jy kan lead gen baie push. En ek dink dit is 'n groot antwoord vir vandag se besighede, waar dit nie so sterk was 10 jaar terug nie. Dit is regtig baie sterker vandag. Maar word of mouth, kontakte, daar is nie, dit is ja, jou goed moet in plek wees, jou basis moet in plek wees, jou beeld en identiteit, hoe jy lyk, hoe jy jouself present moet in plek wees, maar daar is nog steeds vir my geen sterker vir 'n klein besigheid om kliënte te bou as word of mouth nie. En dit was 'n kontak, en ek het 'n afspraak gemaak, ek het deur 'n kontak by hulle uitgekom, afspraak gemaak gaan sien en sy sê ja, begin vir ons werk. So dat ek my eerste maand kontrak gekry en nie lank daarna nie, toe begin mense my kontak wat sy my na verwys het, maar ook ander kennisse wat gehoor het ek is weg. En dan
Ja, so toe ek 'n kennis in landbou gehad en dit is hoe TLU ons kliënt geword het en dit is nou 6 jaar later. So en gaan sien en pitch. Dit is in ons bedryf. Jy kan pitch wat ons kan doen. Nee, maar jy moet in die oë kyk. Jy moet, want mense verstaan nie noodwendig wat jou prentjie is nie. Mense verstaan nie noodwendig wat jy verkoop nie. So jy moet gaan verkoop, jy moet oortuig. So kom staan daar stil. Is interessant. Ons het nou voor ons rekord gedruk het, toe praat ons van entrepreneurskap. Of wat ek altyd sê, daar's nie praktiese opleiding nie. En dit is nie rocket science nie. Ek weet nie, dit is nie in 'n besigheidsgraad nie, maak nie saak wie wat sê nie. Dit is nie in die MBA nie. Dit is die tragedie. Yes, ons sien dit meer en meer en so ek sê ons altyd ek's deel van daai oplossing waar ons nou gepartner met Noordwes Universiteit en ons het 'n kort kursus geskryf. Maar nou het jy die kredietwaardigheid, die handelsmerk van die besigheidskool en ons bring die content uit die praktyk uit. Ja. In hierdie geval is dit podcast, by the way. So daai wêrelde collide en ek sien meer en meer van dit vorentoe. Maar verkope, né? Alles gaan oor verkope. So my vraag aan jou is, as jy terugkyk, wat's 'n paar tips en triks vir enigiemand wat wil begin? As jy nou terugkyk, die foute wat jy gemaak het uit die blokke uit, weet, ek dink die verkope ding wil ek ook stil staan. Jy weet, wat's belangrik daar, wat sien jy, hoe ontwikkel jy daai deel ensovoorts. Maar wat is jy, toe jy begin het, wat is die foute wat jy gemaak het of die dinge wat jy wens jy geweet het? Okay, ek dink as mens begin, voel jy uiteraard omdat jy dalk 'n one-man show is, voel jy klein. Jy voel, jy weet, hoe gaan ek groot ouens bereik? En die realiteit is, jy het jou kennis, jy het jou vaardigheid. So dan kan jy weet, dit is 'n plek en jou navorsing is gedoen. En die een van die grootste foute wat ek gemaak het fout, maklik om reg te stel. Wat ek sal sê is, wat belangrik is van die begin af jou fondasie reg te lê. Registreer jou besigheid. Kry daai goedjies in plek. Maak seker jy bou 'n beeld aan identiteit. Ja, drop by Gmail. Kry vir jou ordentlike e-mailadres. Kry die basiese goedjies reg. Registreer 'n domein. Begin op die regte manier, want onmiddellik lyk en present jy op 'n ander vlak. En dit is maar wat ons doen in PR, in public relations. Nou nie op daai vlak nie, op 'n groter vlak, maar die punt is hoe jy oorkom. Lyk groter as wat jy is, sê ek altyd. Wat is mense se persepsie van jou? Jy het klaar hierdie goed in plek, so jy kan my help. Maar jy het dit nog eers in plek nie, hoe wil jy my help? Jy weet, dit is daai vrae, so ek sal sê, begin definitief met dit. En dan tweedens, om oopkop te wees oor, en dit is ook 'n baie moeilike, jy het nou gepraat van verkope, maar verkope en ek sal sê jou pricing. Ek meng nou maar lekker my taal hier. Ja, maar pricing, wat ek wil net sê, dit is die Afrikaans. Ons moet praat oor prysstrategie, nee, want dit is 'n wetenskap. Dit is moeilik in die begin. Dit is regtig moeilik om dit te bepaal en hierso is die een les wat ek geleer het. En dis moeilik as jy jou eie besigheid begin. Moenie vergelyk met ander besighede nie. Wat doen jy onmiddellik? Jy begin sekere bladsye volg, jy begin navorsing doen, jy kyk podcast, lees baie belangrik, lees. Lees oor besigheid, lees oor mense wat in jou bedryf suksesvol is. Moenie vergelyk nie. Kry die kennis, moenie jouself vergelyk nie, want jy plaas jouself onder soveel druk dat jy meer fokus daarop om perfek te wil wees as om regtig te doen waarmee jy goed is. Jy het die kennis, jy het die vaardigheid, jy moet dit verkoop. So kry die agtergrond in die navorsing en hou van heeltyd jouself te vergelyk met wat in die bedryf of die industrie ingaan. Wees uniek en wees anderster. So dit was op 'n punt regtig vir my dat ek gaan nou ophou om al die ander companies te follow en goed, want ek sien in die vergelykstoel, ek wil nie in hierdie speletjie wees nie. Dit wat ons bied is uniek. Dis anderster. Ons het 'n gaping in die mark gesien, of ek het 'n gaping in die mark gesien direk na my eerste kliënt, en dan as ons by verkope kom, ek het gesien daar's 'n behoefte aan 'n kommunikasiespan of 'n oplossing wat nie net 'n agentskap is of 'n PR agency is nie, maar wat 'n hele oplossing bied, en ek het dit toe gaan verpak.
kort nadat ek Edge begin het. En ek het dit verpak en dit begin verkoop. So ek dink dis jou uitdaging. So kom ons praat 'n bietjie oor die besigheid. So hoe lyk dit vandag? Wat is ek wil sê tipiese kliënt, jy tel SA, so landbou natuurlik is altyd 'n boeremeisie wat met 'n boerebesigheid werk. Dis ek wil sê dis van pas. Maar kom ons staan 'n bietjie stil en dan wat is die uitdagings? Doen 'n bietjie van 'n SWOT analysis. Wat's goed, wat's sleg? Wat's die geleenthede? Jy weet wat's opwindend en wat's aan die gebeur? Okay, so ek sal regtig so hoe Edge vandag lyk is ons en dit is altyd ook 'n vraag in kommunikasie spesifiek en in public relations. Skakelwese. Dat jy ja, daar's nie vir my so 'n goeie woord in Afrikaans soos public relations nie. Ek het hom al op vele kante toe gegooi. Die realiteit is dat jy moet besluit en daar's baie firmas of agentskappe wat besluit om net op 'n industrie te fokus. Hulle fokus net op telekommunikasie. Ek volg regtig en ek het hulle so niche gefokus. En voordele en nadele daaraan. So jy moet gaan besluit in jou industrie, jy weet. En so kan ons praat van baie industrieë. Ek selfs elektriesien. Jy weet, hy kan fokus om dalk net een deel te doen of net ander deel te doen of om die hele pakket aan te bied. En dit is soms 'n moeilike besluit want jy weet nie wat gaan die mark doen nie en jy weet nie wat gaan die mark reageer nie. Ek het vroeg reeds besef dat ek nie dit wil doen nie. Ek wil nie niche doen nie. So ons is vandag in verskillende industrieë. En wat vir my so lekker is en ek dink vir my span ook lekker is dat ons elke dag getrigger word deur om kreatief te dink op 'n ander vlak. Wat die uitdaging is en jy wil bietjie daarin raak ook besigheid op besigheid, maar ek sal sê die uitdaging is vir ons om jou brein af te skakel van byvoorbeeld ons het 'n ledeorganisasie wat as 'n organisasie dien waar mense dalk moet lede aansluit of wat ons moet blootstelling en beeld en identiteit bou vir dit en dan ons 'n produk verkope en dan ons 'n diens wat ons moet doen of 'n organisasie wat dienste lewer. So ons is in landbou en dan natuurlik een van ons gunsteling kliënte ons tuis die ouerhuisgroep in bejaardesorg. En ek spot altyd en sê, kyk die eerste keer toe ons tuis my genader het of ek vir hulle voorlegging gaan doen het, was ek soos wat verkoop mense van 'n ouerhuis? Ja, wat doen? Wat? En die lekkerste daarvan is dat dit is seker een van die kliënte vir wie ons die mees opwindendste veldtogte doen. En kreatief, ons word uitgedaag om kreatief en anders te dink. Want bejaardesorg anderster as internasionaal. Internasionaal is bejaardesorg baie ver voor Suid-Afrika. So bejaardesorg het deur 'n groot verandering gegaan in Suid-Afrika. Jy sal sien meer retire now posters en daai meer moderne aftreeoorde, moderne. So bejaardesorg het deur 'n hele storie gegaan en ons was binne in daai omgewing waar ons moes aanpas en ons moes die mark leer ken. So dit was 'n baie lekker kliënt op die ou end. Hulle is tot vandag toe 'n getroue kliënt. En dan ek verwys daarna as die small manufacturing industrie, dis my woorde, maar dis eintlik maar klein fabrieke, klein handelsmerke wat gefabriseer word in Suid-Afrika. Weer niche produkte, omdat hulle klein is of is dit maar net klein? Ek verwys net na dit klein, maar dis nie 'n groot fabriek wat massa produksie doen nie. En hulle is waarskynlik ook, ja, hulle kan seker val ook onder die niche mark. En ons het daar betrokke geraak met eers met 'n handelsmerk wat hondekoekies verkoop en baie lekker veldtog vir hulle ontwikkel en toe nou later het ons 'n paar ander kliënte ook in daai industrie wat dit lekker maak. Want hulle bied iets unieks en hulle bied een oplossing en ons bemark daai een oplossing vir hulle. So dit is ook lekker. Ja, en dan opleiding lê ons baie na in die hart. So opleiding is ook 'n groot industrie waarna ons betrokke is en waarna ons uitgebrei het. En dieselfde met bejaardesorg, opleiding het uitdagings in Suid-Afrika. Opleiding het veral met ons departement van onderwys, al die reëls, al die veranderinge, die wêreldwye konsep van opleiding. So ons het daarin geduik en ons het lekker opleiding kliënte ook. Okay, en wat se tipe opleiding? So van skole, so van skool tot tersiêre opleiding. Okay. So ja, ons het 2 kliënte wat in die tersiêre opleiding groep val. Wat baie lekker is. Dit is 'n ander omgewing. En dan as ons praat van niche, kan ek net so vinnig uitlig die uitgewerswese. Ons het nou ook al 2 kliënte in die uitgewerswese. Een baie sterk kliënt, 'n ander kliënt vir wie ons ad hoc werk doen, maar
baie spesifiek en daai ook 'n niche in Christelike uitgewery. So verkope daar is 'n ander uitdaging. Dit is nie jou gewone verkope soos dat jy maklik net jy sit weer met 'n niche-mark en 'n omgewing en meestal Afrikaans. So ons moet baie spesifiek daar dink en fokus. Maar ja, dit is 'n vinnige. So dis 'n baie interessante mengelmoes. Ek wil sê wat is van daai wat maak jou die meeste opgewonde as jy een of twee van daai kliënte moet uitlig in terme van wat innovasie, ek wil sê die toekoms, die groei van die industrie. So ek gaan jou nie spesifiek antwoord oor dit nie. Ek gaan dalk meer antwoord in die omgewing van strategie. Okay. Die grondslag by elke liewe organisasie by ons, jy het nou gesê mengelmoes. Die grondslag by elke een vir goeie kommunikasie en goeie bemarking bly strategie. So strategie is die fondasie. So ons en as ek nou daar by die uitdagings gewoonlik vir ons spanne is as ons by 'n nuwe kliënt kom en soos nee, ons moet nou veranderinge maak, ons moet nou groot verskil maak, ons moet nou in die mark ingaan. Maar daar's nie 'n grondslag nie, daar's nie 'n strategie nie, daar's nie 'n rigtingwyser nie. Hulle het nie 'n plan nie. So ek sal dan sê, okay, ons kan vir julle begin met 'n paar onmiddellike goed, maar ons moet 'n plan in plek kry. En dit is gewoonlik ook daai mense wat nie die plan verstaan nie, want hulle wil net doen. En jou realiteit is, jy kan nie sonder 'n plan nie. So vir elkeen van ons kliënte, maak nie saak op watter vlak, hoe groot of klein nie, doen ons strategie. So ons doen navorsing nou op verskillende vlakke. 'n Groter kliënt kan ons nou baie meer geld spandeer aan navorsing en ons tyd wat ons daar insit. 'n Kleiner kliënt moet sorg dat ons presies verstaan wie se teikengehoor, wat se teikengroepe val binne in daai teikengehoor en hoe praat ons met elke liewe verskillende teikengroep. So wat is die boodskap? Want die realiteit is 'n graad 1 ouer. Ek gebruik altyd maar die voorbeeld vir mense wat kinders in die skool het. 'n Graad 1 ouer dink nie dieselfde as 'n graad 7 ouer nie. So jy praat nie net met ouers nie. Jy praat met verskillende vlakke en dis waar edge kommunikasie in spesialiseer. Ons gaan onderskei vir jou tussen daai vlakke want jy moet verskillend met hulle praat en hulle verskillend benader. So kom ons praat 'n bietjie, jy het nou iets wat naby in my hart en wel ons albei se harte is, jy het nou opleidingskliënte. En dis vir my interessant ook, as ek wil terugtrek na entrepreneurskap toe, jy weet, en wat ons nou gesê het ook, te veel teorie. Jy weet, wat is die storie? Ek wil entrepreneurskap, ons kan sien dit definitief, daar's 'n globale awareness, ek dink ons het gesê ook sosiale media, dink ek dryf dit waar letterlik een persoon kan maklike online besigheid begin en makliker bemark of is minder kompleks of koste-effektief, maar dit voel vir my Suid-Afrika is nog steeds entrepreneurskap is the flavor of the month die woordjie, maar ons is nog steeds voel dit vir my as jy met sekere ouers praat sal eerder 'n kind vir daai BCom ondernemingsbestuur stuur en glo hulle gaan besigheid leer versus aanmoedig om jou eie ding te doen. Ja, ek dink jy het dit reg gesê toe ons gesprek gehad het hiervoor dat entrepreneurskap, ons 'n bietjie neergekyk op entrepreneurskap, want gaan swat eerder medies of gaan swat 'n regte graad, jy weet? Ja, regte. Gaan kry 'n regte werk. En dit staan vir my al hoe meer uit en daar was baie beweging in die mark, maar dit staan vir my al hoe meer uit en ek is glad nie 'n kundige nie, maar dit staan vir my uit dat entrepreneurskap, daar's geen kursus wat jy kan gaan swat sonder om 'n entrepreneur te word nie. So wat vir my belangrik is van hierdie hele entrepreneurskap storie is dat elke kind moet verstaan iewers hoërskool dat in universiteit dat jy jouself moet kan bemark, jou eie vaardighede, jou eie nie net in 'n mark wat vol is waar jy moet uitstaan tussen 1000 ander aansoeke nie. So al wil jy voltyds gaan werk, jy moet jouself kan bemark en hoe jy vertoon en hoe jy lyk is deel daarvan. So dis baie sterk deel van entrepreneurskap en dan die tweede deel is natuurlik dit is nie meer soos 50 jaar terug wat jy regtig gaan swat het en dadelik ingestap het by 'n oulike prokureursfirma en begin het nie. Meeste word nog steeds verplig om hulle eie praktyk te begin, om hulle eie ding te begin en wees gereed daarvoor. Wees reg daarvoor. So dit is vir my daar is definitief 'n leemte. Ek voel dat ons kan regtig meer doen en Suid-Afrika moet meer gemaklik raak daarmee, want daar is baie suksesvolle entrepreneurs en daar's baie sukses in entrepreneurskap en in klein besighede.
Die uitdaging en ek wil dit altyd die miljoen rand vraag is word jy entrepreneur gebore of weet is almal entrepreneur en ek vind daar is 'n mate van 'n sekere persoonlikheidsdinamiek. Jy kan nie net 'n besigheid begin nie, maar in dieselfde asem kan almal 'n besigheid begin. Daar's vir my ek wil sê ja nee. Wanneer by dit kom. Ek dink is absoluut reg. Ek dink daar is 'n persoonlikheid daaraan want jy moet op 'n ander vlak funksioneer. En dit is druk en dit is jy moet die hele tyd besigheid jaag. En dit is 'n selfstarter. Jy moet hande aan eie boesem druk en aan die gang kom. En aan die gang kom. Soos wat jy self ook weet. So vir my ek glo ek glo is reg. Daar is mense wat nie wil nie, wat voel, jy weet ek soek 'n sekuriteit. Daar is mense vir wie sekuriteit baie meer belangrik is. Maar sodra jy oor die besef kom dat jy met jou eie besigheid ook sekuriteit kan skep. En dit vat tyd om daarby uit te kom. Wel ek hou van wat jy sê is dat jy besef jy kan sekuriteit met jou eie besigheid skep, maar ook dat en ek wil die banke skuldig hier aan. Ek is nog steeds stom geslaan. En dis 'n globale fenomena dat 'n bank op jou 3 maande se payslip. So jou somehow voel die bank jou jobs gewaarborg. Ja. So en ek en jy met 'n besigheid het, somehow as ons hoë risiko. Ons kan nog iets omtrent doen. Ons kan nog 'n rand gaan genereer, maar as jy jou werk verloor, het jy 0 inkomste. Maar hoe is dit dat die mark voel of die bank voel of dat die persoon met die payslip is gewaarborg om môre hulle werk te hê? Dis interessant dat jy dit nou opbring, want dit is absoluut so. Elke entrepreneur word daarmee uitgedaag. Word 'n entrepreneur, begin vandag jou eie besigheid. Kyk, as jy daai blokkie getik het, jy werk vir jouself. Want jy's amper seker jy gaan nie hierdie kar kan koop nie. Jy moet regtig nou bewys. Jy het nie 3 maande se bankstaat en jy moet 6 maande se gee. So jy is 100% reg. Dit is dis eintlik het ons hele omgewing nog nie aangepas tot by nie ons hele ekonomie. Want ek kan met sekerheid vandag sê in my eie besigheid kan ek makliker gaan en die volgende job gaan kry of die volgende of net gou nog iets doen om my inkomste te verseker. Waar 'n ou wat in 'n secuur werk is, hy word môre dis 'n baie slegte ervaring, maar hy word môre afgelê. Wat nou? Dit gaan onmiddellik 'n groter risiko wees vir die bank as vir my. Maar natuurlik wil ek net sommer dit sê, entrepreneurskap het altyd risiko. Jy moet ook die krag hê, wat sal ek dit noem, vir risiko, want dit is nie. Wel, is risk averse, jy moet die aptyd hê. Of jy risk averse versus ek wil sê risk ek weet nie wat die teenoorgestel van risk averse is. Seker maar pro-risiko. Jy moet gemaklik wees met die onsekerhede. En dit is een van die dinge wat ek so vinnig kan uitlig toe ek begin het met Edge. En ek het vir 'n rede, ek het Edge begin met niks geld nie, soos total start-up. Want ek wou nie my pensioen geld en so, jy weet, risiko. Ja. En as ek terugkyk vandag, dink ek, jy weet, ek sou dalk vinniger gegroei het. As ek net so 'n klein bietjie risiko gevat het in die begin, waar ek nie wou nie, so dit het my bietjie langer gevat. Maar dit is heeltemal moontlik en dis wat ek vir jong mense en entrepreneurs wil buite wil sê. Tussen 20 en 40, heeltemal wel selfs ouer, heeltemal moontlik om jou eie besigheid te begin met niks nie. Baie mense sê altyd, ek het nie geld om my eie ding te begin nie. Jy het eintlik nie geld nodig om jou eie ding te begin nie, veral nie in vandag se tyd nie. Ek dink mense staar hulle blind aan ons moet nou iets bou. Ja. Jy hoef niks te bou nie. Ek dink dis die digitale era. Dis die sagte ware is maklik, die kursusse, alles is daar. Dis bekostigbaar om En selfs as ons gaan kyk na boekhouding en rekenmeesters, ek bedoel, die programme, alles is baie meer vriendelik as wat dit was 10, 20 jaar terug. So dis baie makliker eintlik vandag om jou eie besigheid te doen en verkoop jou vaardigheid. Jy het nie jy het 'n rekenaar nodig, maar jy het nie vreeslik van 'n veel ander groter investering nodig nie. Alhoewel as jy dit kan doen, sal ek sê, vat 'n bietjie risiko in die begin. Nie om jouself bloot te stel nie, maar net om dalk vinniger uit die blokke uit te kom. Yes. Wat so kom ons ek wil weer terugkom na Edge toe. Ek wil 'n bietjie B2B praat, B2C. Wat ervaar julle daar? Ek bedoel die mark is my verstommend soms, selfs as ons kyk nou na die podcast game. Jy weet ouens onderskei nie tussen 'n B2C en 'n B2B nie.
En daar's 'n helse verskil. Ja, nou kom hulle terug. Ek weet die histories, ja, die business to business, ja, die persoon wat die besluit neem is 'n persoon. So dit's tegnies B2C. Nee, hy verbruik nie die produk nie. Hy koop dit aan of sy koop dit aan. Sy skryf net die check versus B2C is hulle verbruik die produk. Ja. So wat is die uitdagings? Wat sien julle in terme van ek wil amper sê is dit 'n big deal B2C B2B? En wat gebeur aan daai kante en ek wil sê in 'n Suid-Afrikaanse konteks? Wat's opwindend voel jy in daai twee kategorieë? En wat een van daai twee is? Ek wil amper sê wat as jy moet nou 'n besigheid begin? Wil jy iets aan die publiek verkoop of wil jy iets aan ander besighede verkoop? So ek gaan begin deur te sê dis baie makliker om aan die algemene publiek te verkoop. En ek praat nou van verkope terwyl ons spesialis omgewing eintlik nou maar kommunikasie is. So maar uit kommunikasie verkoop ons ook op die ou end want ons wys resultate. So as jou kommunikasiegrondslag reg is, maar dis anderster as verkope waar jy net begin om lead ads te hardloop en so ons werk is die dieper grondslag, maar wat belangrik is absoluut uit ervaring van die afgelope 10 jaar, baie makliker om aan die algemene publiek te verkoop of om hulle te oortuig of ons praat van om 'n veldbrand aan te steek in terme van 'n veldtog wat ons doen vir 'n cause of vir 'n spesifieke doel. So baie makliker om die algemene publiek. Net omdat daar net meer nommers is. As jy besigheid tot besigheid doen, ons het nou gepraat van niche omgewings, is jy onmiddellik in 'n niche omgewing. Jy wil iets baie spesifiek aan baie spesifieke besighede in die meeste van die tyd verkoop. So besigheid tot besigheid is 'n baie lekker omgewing. Ek's baie opgewonde daaroor. Ek's baie opgewonde oor die strategie wat ons daarvoor ontwikkel, maar dis 'n ander spel. Dis totaal 'n ander spel. So ons moet ook onderskei. Besigheid tot besigheid, dit bly belangrik wat jy gesê het, jy moet by die regte persoon uitkom. So jou grootste uitdaging by besigheid is om by die regte persoon uit te kom, want besighede is gewoonlik, meeste van die besighede, daai interne veranderinge en daai goed is binne in hulle. So nou moet jy verkoop aan 'n besigheid, maar jy verkoop nog steeds eintlik aan persone. Dis absoluut waar. Maar dis baie moeiliker om by daai persone uit te kom as wat jy by die algemene publiek uitkom. En dit is 'n baie goeie opsomming en ek dink ook met die probleem met B2 of die uitdaging met B2B as jy nie die ondervinding het, jy sit met groot corporate strukture. Ek vat net procurement. Die hoops wat mens moet deurspring om net om as 'n verskaffer geregistreer te kan word. Want jy nog nie die kontrak gewen om die werk te doen. Jy moet net geregistreer word die voorreg het om eintlik 'n faktuur te kan stuur indien jy wen. So dit is 'n baie meer komplekse ding, maar nou dieselfde asem dis corporates. Nou het jy weer in terme van ons, ek wil sê ons SMEs, in Suid-Afrika en klein vervaardigers en so aan waar jy met die besluitnemer kan. En ek dink daar moet jy ook onderskei. So binne in B2B moet jy besluit, gaan ek corporate of gaan ek entrepreneur? So ek wil ook daar so vinnig net noem, so vir entrepreneurs, belangrik. Van die begin af gaan registreer jy op alle procurement vendor lyste waar jy kan. Gaan wees net daar, want dan is jy sigbaar van die begin af. As jy klaar daar aan die gang is, dan maak dit bietjie die spel makliker vorentoe. Dit gaan nie onmiddellik resultate gee nie, maar dit maak jou spel makliker vorentoe. Iets wat ek nie gedoen het nie, wat ek later jare geleer het. Maar absoluut, besigheid tot besigheid hang af. Ons het 'n kliënt byvoorbeeld wat besigheid tot besigheid is. Ek gaan hulle sommer nou as 'n voorbeeld gebruik. Hulle doen 'n baie spesifieke diens vir besighede. Maar nou hulle byvoorbeeld is by SMEs en by groot korporatiewe maatskappye. So ons moet seker maak. So wat is die verskil onmiddellik by groot korporatiewe maatskappye? Maak seker hulle is opgedateer, hulle lyk goed op al die vendorlyste. Jy moet weer jouself gaan opdateer, want wat jy 2 jaar terug daar op 'n vendor aansoek ingevul het, is nie meer noodwendig relevant vandag nie. Gaan dateer hom op, gaan kyk weer dat alles reg is en ons duisende in Suid-Afrika alleen. Terwyl so ons help ons kliënte om dan daai deel te doen, maar die ander deel ook om sigbaarheid, want al is jy op 'n vendorlys, moet jy sigbaar wees, want hoe meer bekend en sigbaar jy is, en dis waar ons rol inkom as kommunikasiepraktisyns,
hoe makliker is dit vir die besluitnemer wat nog steeds 'n persoon is as hy tussen 3 maatskappye moet kies om die een te kies wat meer bekend is en wat blootstelling kry, wat gereeld in die media is en wat in industrie tydskrifte of industrie blogs of op industrie podcasts en dit is waar ons kliënte help. So ja, daar is vlakke, maar jy moet seker maak dat jy daar oral functioneer en dit is maar deel van die proses. Maar dis baie interessant. So julle hou oogie oor daai vendor forums en alles vir die kliënt. Nie soseer direk nie, maar ons help hulle om hulle beeld op te dateer. Weer is om seker te maak hulle is bewus van hierdie en dat dit goed lyk. Dis weer is deel van die strategie. Ja, en dat hulle so ons groter rol is by beeld en identiteit. Ons groter rol is by die persepsie van die publiek. Ons groter rol is by boodskapformulering, blootstelling. So ek kan alles rondom korporatiewe kommunikasie onder blootstelling opsom, want blootstelling in die mark, blootstelling in die media, blootstelling aan jou teikengehoor, blootstelling aan verskillende teikengroepe binne jou teikengehoor. Jy moet op elke vlak wees en dit is waar ons 'n stakeholder analysis doen. En waar ons gaan evalueer, waar moet jy blootstelling kry? Binne in die stakeholder analysis doen ons 'n teikengehoor analise en ons maak dan seker dat ons daai boodskappe uitstuur op verskillende vlakke, verskillende plekke. Ja, daai is vir my baie kragtig. Dis vir my weer eens daai roadmap wat jy saamstel. Ja. Hoekom is dit is dalk 'n gevaarlike vraag. So ek sê jy gaan met versigtig antwoord. So ek gaan reguit sê, ek stap in baie ek wil sê boardrooms, ek gaan nie raadsaal, gaan nie raadsaal, stap in boardrooms in. En 9 uit 10 keer kom ek agter daai span weet niks. Hulle weet nie eers behoorlik wie die teikenmark is nie. Hulle is all over en is nie klein besighede nie. En dit gebeur telke maal. Hier en daar pop 'n ek wil sê 'n baie clued up intelligente bemarkingshoof of 'n direkteur of 'n besigheidseienaar. Hulle is daar. Maar meeste van die tyd kom ek agter, hulle weet nie wie die teikenmark is nie. En dan dink ek, hoe the hell doen jy besigheid? Kyk, daai is wat my opgewonde maak. Daai laat my klok tik. So die realiteit, dit was 2 vlakke. Die een vlak is die topbestuur of top en middelvlak bestuur, veral in groot korporatiewe maatskappye, doen strategiese sessies en strategiese beplanning en hulle weet wat hulle 5 jaar of 10 jaar plan en hulle het 'n rigting, ons hoop, meeste van hulle het 'n rigting waarna hulle werk. En dan by die tweede deel wat my opgewonde maak is interne kommunikasie. Dit word nooit aan grondvlak personeel of kom ons noem dit dan 'n beetje operasioneel. Daar's baie persepsies dat bestuur noodwendig dink personeel hoef nie te verstaan wat die strategie is nie. Hulle moet net die day-to-day doen. Daar is nie so iets nie. Daar is 'n helse geleentheid wat jy mors. Jou operasionele personeel moet absoluut verstaan dat hulle elke dag 'n stukkie moet bydra tot daai groter strategie. En dis waar interne kommunikasie se grondslag eintlik lê. So dit is waar ons dan inkom as 'n span en maatskappye help om daai interne kommunikasie te verfyn. Om seker te maak grondvlakbestuur selfs die terreinbestuurder almal moet verstaan wat is die visie, waartoe wil hierdie maatskappy beweeg, waar wil ons oor 5 jaar wees? Want dit maak ook onmiddellik jou personeel meer inklusief betrokke en laat hulle voel hulle werk saam aan 'n doelwit. En dit is 'n baie groot vraagstuk by baie korporatiewe maatskappye. En ek wil so styf wees om te sê veral in Suid-Afrika, want daar's 'n gevoel van hulle hoef dit te weet, nê? Dis nie nodig dat hulle hoef dit nie te verstaan nie. Ek stem 100% saam, hulle hoef dit nie noodwendig te verstaan nie, maar hulle moet elke dag werk na 'n doel toe. Want wat gebeur operasioneel begin 'n maatskappy net in deeltyd so, jy weet, ek doen net dit wat ek doen elke dag. Ons werk nie na iets toe nie. Maar dis 'n HR-funksie. Tegnies. Ek wil interne kommunikasie. Die ironie vir my is, en hoekom ek nou ek gaan nie name noem van hierdie ouens nie. Ek weet wat hulle gedoen het met my. Ek noem hulle askals, maar in elk geval daar's 'n hulle vis vir inligting wat glad nie in plek is. So hierso is die ding. Interne kommunikasie is 'n HR-funksie. Dis in terme van wat is ons visie, ons missie, wat is jou funksie, wat is daai departement, maar tog is 'n bemarkingsdissipline. So dis die uitdaging. Dis tegnies bemarking, dit is bemarking, maar dieselfde asem is dit nie 'n bemarkingsfunksie nie, dis 'n HR-funksie in die kommunikasie. Maar wat vir my, wat ek vir hierdie spesifieke baie groot maatskappy gesê het,
is dat binne een van hulle divisies, soos groot finansiële instansie, so een van hulle divisies is baie meer investering gefokus, maar hulle het 'n span van 800. So dis 'n klein span. En toe vra ek vir hulle, as julle e-posse uitstuur, stuur julle dieselfde boodskap vir al 800 of het julle 'n boodskap vir die execs, vir die middelbestuur, vir die laerbestuur? En dis segmentasie van die teikenmark. Ja, dis 'n bemarkingsdissipline. En ons weet, dis 'n belaglike nuusbrief wat uitgaan. Dis dieselfde kommunikasie vir die hele span en niemand maak dit eers oop nie. Hulle meet nie eers nie. Jy weet in terme van open rates, click-through rates, click-to-open rates, om selfs te sê ons het 1000 e-posse uitgestuur en ons weet ten minste 300 ouens het oopgemaak. Hulle meet nie eers dit nie. Ek dink daar's 'n gemaak by meeste maatskappye dat elke personeel weet wat hy moet doen, hy weet wat sy rol is. So jy weet, stuur dieselfde boodskap aan almal uit. Okay, die realiteit is presies wat jy nou verduidelik het. Dat elke personeel weet wat sy rol is, maar hy weet nie wat jou doelwit nie. So hy werk net binne in sy rol en dan aan die einde van die jaar of van die finansiële jaar dan raak mens bekommerd want hoekom is die doelwitte nie bereik nie, maar jou personeel het nooit geweet waartoe hulle moet werk nie. Okay, so jy het nou genoem rondom menslike hulpbronne. So kommunikasie en interne kommunikasie en menslike hulpbronne oorvleuel, absoluut. En ek het persoonlik ervaar by 'n kontrak wat ons hanteer het, maar om met 'n baie duidelike verskil gemaak word. So menslike hulpbronne het vir my meer van 'n statutêre plig ook om sekere aspekte in plek te sit rondom arbeidswetgewing en alles wat daarmee saamgaan en personeel moet absoluut weet wat is hulle posbeskrywing en al daai goeters. Ek is nie 'n kenner nie. Payroll. Terwyl interne kommunikasie regtig menslike hulpbronne moet lei en menslike hulpbronne moet daai leiding aanvaar, nie van 'n oortreding dat jy na my spasie in beweeg nie, maar dat interne kommunikasie spesialiste reg en daar's regtig 'n tekort, soos ek jong mense kan motiveer aan interne kommunikasie spesialiste, want dit is in die eerste plek 'n moeilike konsep en 'n moeilike industrie, sal ek dit so uitlig, maar 'n baie belangrike industrie, want as jou personeel on board is met jou doelwit, is die maatskappy bewys dit oor en oor, daar's baie case studies wat dit wys, dan bereik jy baie vinniger jou doelwitte. Dit is so 'n ongelooflike geleentheid. So ja, daar's 'n oorvleueling. Dit gebeur. Daar's 'n oorvleueling met menslike hulpbronne, maar die interne kommunikasie is presies die span wat gaan daai spesifieke boodskappe gaan stuur aan spesifieke groepe. Wat gaan seker maak, ons gaan nie net een e-pos uit nie, wat gaan seker maak, daar's nie net een blad waar almal op die intranet kan spring nie, wat seker maak dis baie gespesifiseer, spesifiek. Want nou sit jy ook met korporatiewe maatskappye. Kom ons vat 'n finansiële instelling. Daar's kenners van verskillende vlakke. Daar's kenners in ekonomie en BTW in verskillende vlakke. Jy kan nie met hulle dieselfde boodskap deel nie. Hulle het verskillende belange, hulle werk en hulle uitdaging in hulle dag tot dag werk is verskillend. So interne kommunikasie moet dit aanspreek. Ja. Baie interessant. Maar moeilik. Dit is 'n moeilike volgens my. Want jy gaan by die bemarkingshoof op eendag, maar jy moet eintlik met die menslike hulpbronhoof sit. Ja. So dit is waar goeie beplanning inkom en goeie strategie inkom. So dit bly. Die ander aspek wat ek net vinnig wil aanraak is rondom strategie. So maatskappy wat strategie het, 'n maatskappy beplan 5 jaar, 10 jaar uit 'n maatskappy en baie keer, ons ervaar dit gereeld. Nee, dis nie nodig, die kommunikasiespan het nie nodig om daai strategie te verstaan of te sien nie. Die realiteit is, as ons nie weet waartoe die maatskappy wil beweeg in 5 of 10 jaar nie, kan 'n kommunikasiekundige of 'n public relations officer of wie ook al bemarking rig en boodskap rig en fokus rig om daarby uit te kom nie. So, as jy wil groei met verkope of jy wil groei met lede, dan moet ons presies verstaan hoe vinnig wil jy groei, waar wil jy groei, want dit gaan ons fokus verander. So laaste twee vrae. Die een is weer vir my is 'n kontroversiële vraag sou ek sê. Dit voel vir my Suid-Afrika. Ons kom nou weer terug na die besigheidskole toe pertinent. Besigheidsgrade
elke tweede Willie Wally in Suid-Afrika wil of dink hulle is 'n strateeg omdat hulle nonsens kan praat vir 3 ure in 'n raadsaal. Jy weet, soos my Engelse ma gesê het, jy weet wat ek meen. Ja. En so almal wil praat vir 'n lewe. Maar nou weet ons daar's teoretiese praat en nie so daar's 'n mate van ek wil sê dat strategie is krities. Jy moet besigheid verstaan. Jy moet waardeketting verstaan om te verstaan wat jou kliënt vir jou sê ten einde 'n plan saam te stel. Ja. En dan is daar net teoretiese nonsens. Vind julle dis deel van 'n probleem waar baie slim mense daar buite is? Is dit 'n barrier to entry? Dis die een vraag en aan die ander kant ons kom terug na jong mense, studente en so aan. Wat doen jy om jou strategiese vermoëns 'n bietjie te ontwikkel? As ek sê dis definitief 'n uitdaging. Ek dink my span wil al weghardloop want dis baie moeilik om dit is moeilik vir kom ons vat net 'n gewone public relations specialist om te onderskei tussen hier is my beplanning, hier is my kommunikasiestrategie met al die navorsing, al die bewyse, teikengehoorontleding, alles is daarin. Nou moet ek dit gaan doen. So nou raak die doen weer 'n elke dag ding en dan veral my span druk ek terug. Gaan terug strategie toe. Wat het jy gaan beplan? Wat sou jy gedoen het? Maar in ons geval is dit 'n uitdaging want ons bedien kliënte. So kliënte dink ook aan hulle kant die hele tyd unieke idees en oulike goed uit en die kommunikasiespan moet dit uitvoer, maar die kommunikasiespan het eintlik 'n strategie waar volgens wat die kliënt goedkeur om rigting te bepaal. So dit is maar net een uitdaging en absoluut ek het 'n kleintjie dodel aan mense wat voel dat hulle kan ure mense oortuig van goed, maar hulle kan nie self doen nie. My reël is en dis nogal vir my lekker toe ek geswat het ek gesê ek wil eendag as ek begin werk in elke liewe omgewing van ons industrie werk. Radio, joernalis, PR, bietjie by agentskap, bietjie iets van alles gaan doen om blootstelling te kry want dis is 'n wye veld. Ons bedien 'n wye veld. En op die ou en kom is hy nie betrokke gewees het by alles nie en dit is nou maar hoe die verloop van die lewe is. Maar dis my lekker om op die meeste vlakke te kon ervaring opdoen en daarom druk ek ook my span om gereeld vir hulle te sê jy moet leer hoe om hierdie te doen, dit is deel van ons en klein goedjies en ek kan nie verwag van hulle om 'n strategie uit te voer en dit suksesvol 'n strategie op te stel en suksesvol te gaan uitvoer as ek dit nog nie self gedoen het nie. So do as we do, don't do as we say. En die enigste manier waar jy eintlik met gesag kan praat is as jy alself daai ervaring gehad het. En dis 'n algemene beginsel. Ek bedoel ons sê dit as mense vir mekaar die hele tyd kan nie empatie wys as jy nie al deur dit is nie en dis presies dieselfde in die werksomgewing. So as jy praat van die praters is dit my ervaring van dit. Dit kan nie daar's nie daai praktiese. Nee, dis baie belangrik. Jy moet vir mense kan wys. Ja. Strategiese vermoëns. Hoe ontwikkel ons dit? Hoe maak ons seker ons kinders dink so, ons spanne? Ek het nou ekskuus, ek het vergeet van daai deel van jou vraag. Maar ek dink dit is definitief iets wat van skoolvlak, maar spesifiek op universiteitsvlak aangeleer moet word. In ons destyds jare, toe ek kommunikasie studeer het, was dit natuurlik want dit is 'n baie sterk deel van wat ons doen in kommunikasie is beplanning en strategie. Maar strategiese vermoëns volgens my ontwikkel die sterkste as jy jouself goed ingelig hou. Een van die meeste goed wat ek sien van mense wat uitdagings ervaar, en veral as ons kyk na keyboard warriors wat almal aanval, is oningelig. Jy kan nie 'n span lei nie en jy kan definitief nie 'n entrepreneur wees in 'n rowwe ekonomie waar daar baie uitdagings is, waar jy gekonfronteer word met nuwe verpligtinge rondom wetgewing en BTW en alles wat daarmee saamgaan, as jy nie ingelig is nie. Jy moet dit verstaan. En dit was regtig, ek sê dit nou maklik, maar dit was vir my moeilik. Dit was vir my moeilik in die begin om so baie inligting te kry, want nou moet ek moet nou my boekhou vermoë op skerp en ek moet presies verstaan wat gaan aan.
hoe werk regdeur BTW, al die wetgewing daar rondom, wat wanneer moet gebeur, voorlopige belasting, al daai aspekte. Dis een deeltjie van jou maatskappy. Jou kernbesigheid is dit wat jy kan lewer, jou vaardigheid. So en dit is ook goeie raad wat mense maklik uitdeel en dit bly goeie raad, kry kenners. So kry iemand wat boekhouding doen en nou is dit nie die beste persoon van die begin af nie, maar kry iemand om jou te help om dit te doen. En betaal daai paar rand, want dit gaan jou proses makliker maak en dit gaan jou makliker radeer, maar jy moet ingelig wees en dit is moeilik om die hele tyd op hoogte te bly op verskillende vlakke van 'n besigheid van alles. Ja. So bly ingelig en as ek vir my kinders het gevra oor die vraag oor kinders, absoluut lees. Jy kan nie opinie lewer oor iets as jy nie kennis of ervaring daarvan het nie. En kennis en ervaring, maklikste manier om te kry is om te lees, want jy gaan nooit met so genoeg mense kan praat of wees as jy om dieselfde hoeveelheid inligting te kry nie. Dankie. Wat laaste gedagte, wat is jy die meeste opgewonde oor vir 2026? Weer eens jy kyk na die besigheid, weet enige tegnologie, ons het AI wat al hoe meer momentum bou en so, waaroor is jy opgewonde? Ons het nie eers daar gepraat nie, maar ja, AI maak my ongelooflik opgewonde. Net as ek kyk na hoeveel geld ons eie kliënte spaar rondom navorsing en so aan en die vermoë wat dit ons bied in terme van selfs akademiese navorsing, maak dit my baie opgewonde. Ek weet die teendeel is dat universiteite nou 'n groot krisis het met dit, want hulle studente misbruik dit. Ja. Maar vir ons in die bedryf, wat gelukkig klaar die boek gelees het en nie AI gehad het om dit vir ons op te som nie, is dit regtig, daar's baie geleentheid, so dit maak my ongelooflik opgewonde. Natuurlik ook om dit reg te gebruik. So en dan wat my opgewonde maak is ook ons internskapprogram, ons het elke jaar 'n internskapprogram wat want dit is my lekker, ons moet mense leer. Ons moet nie leer nie, hulle leer klaar, maar blootstelling gee, die geleenthede gee. En dan ook die hele konsep rondom die mark verander. Ek ervaar dit baie spesifiek in 2025. Ons mark het baie verander in ons industrie. So wat ek gebied het tot nou toe moet aangepas word. So die groot uitdaging vir my daar spesifiek is, hoe gaan ek dit aanpas? En dit raak 'n geval van soek jy groter kontrakte met minder kliënte of 'n groter kliëntebasis met kleiner kontrakte? Daai balans en daai opweging teenoor mekaar, dit is maar wat my kop besig hou en my opgewonde maak. En ek sê jou laat met die gedagte dat kom ons terug na ons vriende die Suid-Afrikaanse banke. Ek dink hulle werk as jy een kliënt het wat 20% van jou besigheid is, dan beskou hulle jou as 'n hoë risiko besigheid. Ja. So ek wil amper vir jou sê ja, jy moet ten minste jy weet, maar dis malligheid ook in 'n mate, maar I get it, jy weet. Ja, daar's 'n balans. En daar's groot agentskappe of 'n baie groot agentskap vir wie ek baie respek het, wat ongelukkig hulle deure moes toemaak verlede jaar as gevolg van dit. Hulle het so begin leen op 'n groot kontrak en die kontrak is gekanselleer. En toe sit die besigheid. Ons in kommunikasie en bemarking, my laaste gedagte is dat ons sit regtig met die uitdaging. Ons moet elke maand vir ons kliënte en potensiële kliënte verduidelik hoekom is ons diens belangrik. Anderster as 'n rekenmeester of 'n prokureur wat die voorreg het, jy weet, jy moet dit hê. Jy moet dit hê, jy het jy keuse nie, jy moet hulle gebruik. Hulle stuur net fakture en hulle word betaal. In ons industrie wat baie moeilik is en ek neem aan daar's baie in ander industrieë ook, maar vir my 'n groot uitdaging is daai dat ons die hele tyd moet bewys en die hele tyd moet oortuig hoekom ons diens belangrik is, hoekom jy moet aanhou. So ek het reeds aan die begin van my maatskappy begin. So ons doen maandverslae vir elke liewe kliënt, klein, groot. Ons sit daai tyd in, ons het 'n stelsel wat ons help daarmee, waarvoor ons baie duur betaal, maar wat regtig sinvol is om elke maand vir kliënte verslag te gee, want daai terugvoer is baie belangrik. Ek wil sê die werklike ROI van die diens. Ja. En ek sê ook baie bemarkers kom ek agter deesdae het die terme geleer, maar hulle verstaan hom nie regtig. Hulle as ek weer sien dan hulle kyk net. Maar in elk geval dan dankie vir jou tyd. Dis baie interessant. Ek ken daarom jou wêreld so bietjie. Is lekker om en ons het so ek sê ons het 'n bietjie hande gevat. So dis opwindend, dis lekker om ek hou van wat julle doen en is weer eens is uniek. Ek dink dis nie jou mainstream dienste nie.
Nee. So wel gedaan, wel gedaan. Dankie Jock en vir julle ook. Ek bedoel, so wil ek weer aansluit waar podcasts so belangrik is in Suid-Afrika en wat ons net en ons sien 'n groot skuif in die mark nou wat my opgewonde maak vir julle, want dit raak al meer belangrik. En ja, ons moet dit gebruik en ja, nou is ons hopelik gaan die meeste mense einde 2026 podcast kan spel. So dat is goed. Ek dink dit het in Suid-Afrika 'n groot rol ook gehad natuurlik met die hele ontwikkeling van, jy weet, hoe mense TV ervaar het en hoe swaar dit was in die begin, jy weet, en hoe hulle kyk toe begin sosiale media, so podcast was nog steeds 'n deel daarvan nie, maar nou begin mense die waarde besef van ware inhoud. Ja. Ware inhoud, goeie inhoud en dit is wat podcast bied. Want hulle word gekonfronteer met AI en dit is die ander ding oor AI. AI is belangrik en dit maak my opgewonde, maar daar's niks wat regtige ware inhoud en ware menslikheid kan en ek sien sommer vinnige swaai in dit ook dat mense regtig nou weer wil teruggaan na regte mense. Ek was Autentieke kommunikasie. Jy gaan moet bewys en ek stem 100% saam met jou. Ons gaan nou vinnig na 'n plek toe beweeg omdat elke tweede Willy Wally iets met AI kan skep. Gaan ons op 'n plek kom waar jy moet kan bewys waar jou inhoud vandaan kom. Ja. En hier is die bewys. En ons Suid-Afrikaanse mark is meer geneig om die waarde te wil sien en die menslikheid te wil sien. So ek het hoop vir podcasts en vir regte kommunikasiewerk. Dankie en dit. Dankie. Ek waardeer.